Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere. En ook aan jou Riet, baie welkom hier vandag. Baie dankie, is baie lekker om hier te wees. Dus ja, in Nuusboere het ons met al verskeie soorte kosse en gewasse en goed gewys en jy is 'n dieetkundige, so jy gaan seker vir ons vandag kan sê wat kan ons eet en wat kan ons nie eet nie. Ja, nee, definitief, dis die kern wat ons as dieetkundiges na kyk, Ja. is wat in ons liggame ingaan en wat vir ons voordelig en nadelig. Net ja, vertel my 'n bietjie meer van jouself. Goed, so ek is 'n kliniese dieetkundige. Ek het nou al 17 jaar ondervinding in die veld. Ja. Begin by die staatsdiens, lekker lank daar so 'n bietjie tyd spandeer. En toe oorbeweeg na die privaat sektor toe, waar ek baie meer fokus op kroniese siektes, ons diabetes, hartvaskiektes, cholesterol, kankerpasiënte en ja, regtig 'n passie vir wat ons in ons liggaam sit en wat se effek dit op ons gesondheid het en hoe ons 'n goeie kwaliteit lewe kan kry deur wat ons in ons liggaam sit. Maar sê my, is landbou in Suid-Afrika by die regte plek met wat ons produseer? Ek dink ons het 'n opvallende diverse opbrengs in terme van gewasse en wat dit vir ons in terme van gesondheid beteken is, ons het regtig eintlik alles wat ons nodig het om onsself optimaal te voed. Ja. As dieetkundiges probeer ons regtig wegbeweeg van 'n one size fits all tipe benadering. So ons probeer regtig fokus op die individu en die individu se behoeftes en hoe meer produkte ons het, hoe makliker raak dit ook om vir ons om toe te pas. So ek dink definitief ons is in die regte rigting wat dit aanbetref. Ja, ek weet in die IT rekenaarterme was so gesegde van garbage in, garbage out, maar dit is seker so, ons is in 'n era van kits, alles is kitskosse, kits bestel, mense wil self inspuit om vinnig maar te word, maar in jou praktyk is daar 'n skakel tussen wat die mense eet en gesondheidsprobleme. Definitief, daar is definitief, dis so 'n breë onderwerp eintlik en ek sien nou nogals gereeld, mense soek 'n quick fix en ek dink met enige iets in die lewe is daar nie sommer net 'n quick fix nie. Maar wat baie belangrik is dat mens kyk na jou dieetgehalte. Ja. En ek dink dis waar ons produkte ook belangrik is, dit wat beskikbaar is en dat mens bietjie mooier kyk na waar kom die produkte vandaan. Hoe is dit geoes, hoe is dit bewerk en daai hele konsep ook van farm to plate of farm to table, dat ons daai gaping bietjie kleiner maak en seker maak dat die gehalte van ons kos beter is, want dit sê vir ons ook direk, dit dra direk by tot die nutriëntwaarde. En hoe beter die nutriëntwaarde is, hoe meer voeg dit by tot ons gesondheid. En meeste van ons kroniese siektes ook het 'n inflammatoriese ondertoon waarmee ons werk en dis waar kos 'n direkte invloed kan hê op daai meganisme. Maar is daar tipiese foute wat mense maak uit onkundigheid wat oor jou pad kom in jou praktyk, wat jy ons teen kan waarsku? Ek dink ons het so 'n bietjie daar gesels nou is voedselverwerking. Ek dink dit wat maklik is, dit wat bekombaar is jou ultra geprosesseerde kosse wat eintlik nou vir ons regtig groot probleme veroorsaak. So ek dink net maniere om produkte wat minder verwerk is meer bekombaar te maak en net jouself bietjie meer bloot te stel daaraan en meer te gebruik en bietjie te eksperimenteer daarmee. Ek dink mense is ook bietjie vasgevang in terme van tyd wat hulle het om aan kosvoorbereiding te spandeer. Ongelukkig, ja. Ja, en ek dink daarso is nou, jy weet, waar mens altyd kan help en kyk, jy weet, hoe kom ons van punt A na punt B in terme van wat ons wil probeer bereik met 'n dieetplan. Ek weet val dit ook in jou spesialiteitsveld, maar in gesprekke duik dit baie op, gut health is baie van die probleme begin maar daarso. Is dit waar? Gut health speel 'n ongelooflike groot rol en ek dink ons sien al hoe meer en meer probleme eintlik ontstaan uit die gut uit, waar ons eers gedink het dit kom uit ander areas in die liggaam uit.
So dis ietsie wat al begin van vroeg af, waar ons eintlik met babas probeer om hulle gut health reg te kry, en ons baie navorsing daar agter. Maar wat ons nou ook probeer om ons gut health heeltemal te reset. Okay, interessant. So, en voedselverwerking daar speel ook 'n baie groot rol. So, hoe meer verwerk jou kosse is, hoe meer byvoegmiddels daar is, meer preserveermiddels daarin is, dit affekteer ook alles, jou hele gut microbiome, en eintlik baie negatiewe effekte daarvan. So as ons daai reg stel ons ook baie ander probleme reg, soos insulienweerstandigheid en gewig en al daai goedjies val dan naderhand in plek as mens begin by jou dieetgehalte regkry. Wat sal die eerste stap wees? Ek dink begin op dit wat vir jou 'n haalbare doelwit is. Ja. Want ek dink baie keer stel ons vir onsself doelwitte wat te groot is, en dan misluk ons binne die eerste dag, en dan is ons heeltemal moedeloos daaroor. So ietsie wat haalbaar is, maar wat vir jou waarde gaan toevoeg. So 'n klein verandering, as ons nou byvoorbeeld ietsie so sê nou maar besluit ek wil bietjie minder sout in my kos gebruik. Gaan kyk, daar's eintlik baie laer sout opsies beskikbaar. Of hoe kan jy geure byvoeg, watse kruie en speserye kan jy gebruik, watse produkte is beskikbaar. Wat gesonder as die sout is. Ja, en begin met dit werk. So vat dit stap vir stap en maak so stelselmatig veranderinge wat jy kan, wat bereikbaar en volhoubaar is. Ek dink dit is baie belangrik. Ek dink die laaste vraag van my kant, die groot K wat almal van praat, kanker, wat maar vir almal 'n baie gevreesde siekte is. Weer eens, jy het seker nou al baie voorbeelde gesien. Is daar iets wat jy kan doen of eet of lewenstyl om jou kanse vir so 'n siekte te voorkom of te verminder? Dis baie spesifiek in terme van die tipe kankers. Soos byvoorbeeld kolonkanker sien ons dat 'n lae veselinname definitief daar 'n rol speel en jou risiko baie verhoog. Maar dit kom weer neer op vars produkte en 'n verskeidenheid produkte. Dit help ook nou nie net mens fokus net op een groenteproduk nie, maar ons het so verskeidenheid, so gebruik van alles. Daar's 'n lekker so sê ding wat hulle sê, eat a rainbow. Dit klink mooi. Jy moet van al die kleure eet, want elke kleur kos het 'n ander nutriënt in wat help met die bevegting. So ons is nog nie eens 100% seker hoe al daai nutriënte help met kankerbevegting nie, maar ons weet daar is iets daar agter. So om daai konsep te volg van eat a rainbow. Daai gaan in my kop vas hê. Dankie. Dis wees ook altyd so een snippet om aan vas te klou. Een van ons vorige gaste destyds se logo van sy besigheid is die Afrika kontinent vol allerlei groentetjies en vrugtetjies. So ek gaan die twee in my kop mooi aan mekaar skakel. Dit is presies dit, gaan soek bietjie. Ek wens jy nog meer tyd gehad. Baie dankie vir al die raad en die insette wat jy met ons vandag gedeel het. En as ons iemand se gesondheid bietjie kan verbeter, dan het ons goed gedoen. Ja, baie dankie. Lusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.